Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, dit is vir my lekker om jou vanaand weer te groet en miskien luister jy nie aand nie, miskien luister jy iewers deur die dag of in die middag, miskien het jy 'n koppie koffie in die hand of ietsie anders om te drink in die hand, net vir 'n lafenis na miskien vandag se harde werk, iets wat cool is, dan is dit vir my voorreg om jou te groet. Gaan dit goed met jou? Hoe voel jy? Hoe gaan dit met jou gesondheid? En hoe gaan dit met jou kinders? Hoe gaan dit met jou huisgesin? Hoe gaan dit met jou vrou? Miskien is daar dingetjies wat jou pla in hierdie dag. Miskien is daar dinge in jou finansies, in jou besigheid. Maak nie saak nie, by die skool, by die werk, by die kerk. Dalk is daar dinge wat vir jou uitdagend is. En ek vertrou die Here gaan vir jou ook vanaand miskien 'n paar antwoorde dalk gee deur dit wat ons vanaand gaan behandel. En dan wil ek ook vir jou sê, deel 'n bietjie hierdie aanlyn radiostasie van Radio Kansel, deel dit 'n bietjie met jou vriende, familie, Hartklank. Want ek weet en ek vertrou die Here dat dit ook vir hulle iets sal beteken, dat 'n mens jou gees en jou siel voed met die geestelike dinge. En dan wil ek ook vir jou sê, al hierdie boodskappe en baie van dit wat jy luister op Radio Kansel se Hartklank is op potgooi beskikbaar. Gebruik die tegnologie tot jou voordeel en natuurlik kan jy dit dan luister wanneer jy ook al die geleentheid het wat jy dit kan luister. En natuurlik, trek vir jou noteboek saam, miskien 'n Bybel as jy wou, as jy dit 'n studie wil maak, want vanaand wil ek 'n bietjie met jou gesels oor die wysheid van die vier diertjies wat Salomo oor praat. So kom ons lees gou 'n bietjie daaruit Spreuke 30 vers 24 tot 28. Is jy gemaklik, is jy rustig? Is al die ander goeters eers afgesit vir 'n oomblik? Dan delf ons gou 'n bietjie hierso lekker informeel in die woord van die Here. In Spreuke 30 vers 24 tot 28 sê die wyse man Salomo: Vier diertjies is dit wat klein is op die aarde, maar hulle, ten spyte van die feit dat hulle klein is hulle uitermate wys. Die mure is een van hulle. Hulle is nie 'n sterk volk nie, nê? En tog berei hulle voedsel in die somer. Dan die klipdassies. Hulle is ook nie 'n magtige volk nie, en tog maak hulle huis in die rots. Die sprinkane. Natuurlik het hulle geen koning nie, en tog trek die hele swerm in goeie orde uit. En natuurlik laastens die ou geitjie. Jy kan hom met die hande gryp, en tog is hy in die konings se paleise. Nou ja, Salomo sê, jy hoef nie sterk te wees om slim te wees nie. En dis nie te sê as jy sterk is nie, dat jy slim is nie. Maar Salomo probeer verduidelik dat jy eintlik breinkrag tot 'n mate bo jou fisiese krag kan stel, en dalk sê hy moet stel, want baie het nie daardie fisiese vermoëns nie, maar die breinkrag is daar. En dis juis wat hierdie vergelyking eintlik so kragtig maak. Jy moenie dink nie dat jou uiterlike vermoëns sonder intellektuele vermoëns jou soseer sal baat in die lewe nie. En dat jy die bietjie menslike krag wat jy het eintlik sal inspan saam met wysheid om dan 'n wonderlike uitkoms vir jou eintlik te kan bewerkstellig. So in 'n mate sê hy, jy weet, hierdie twee goed moet saamloop, die fisiese krag, maar ook jou intellektuele krag. Jy moet hierdie goeders inspan dat dit saam sal werk vir jou. Want nie verniet nie, het Moses mos gebid daar in Psalm 90 vers 12, ons kry altyd hierdie versie op begrafnisse. Maar hy sê, Here, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. En hierdie woorde dink ek het nou Salomo se hart gelê, want hy was mos die man van wysheid, en dit was ook sy gebed. Dit wat Moses ook gevra het. So kom ons spring 'n bietjie weg, dan kyk ons na elkeen van hierdie 4 wyses, nê? Want elkeen het beperkte krag. Elkeen het beperkte vermoëns, maar hulle het wysheid, het hulle gevegsmaat gemaak in hulle geveg. Het jy wysheid nodig?
Kom ons kyk 'n bietjie, waar pas hierdie diere hulle wysheid toe en waar kan ek en jy dit natuurlik toepas? Daar's baie ouens wat sê dat ja, hulle lees nie Spreuke en Prediker en Hooglied en daai tipe dinge nie, want dit is meer poëties en dit moet eintlik nie die Bybel wees nie en al daai tipe snaakse dinge, maar weet jy wat? Daar is wysheid in vasgevang. En kom ons vat die woord van die Here wat die Here vir ons bied en vandag gaan dit oor wysheid. Die mure, daar in vers 25, hy sê die mure is nie 'n sterk volk nie en tog berei hulle voedsel in die somer. Want die mure se oorlewing lê nie in hulle uiterlike vermoëns nie, maar juis in hulle innerlike oortuigings. Hulle het die insig dat die winter op pad is, dat voedsel skaars gaan wees, dat almal gaan skarrel vir die bietjie wat wel beskikbaar is en sommiges gaan dit nie maak nie. Sommiges gaan ander uitbuit en daarom sit hulle breinkrag aan die werk terwyl daar oorvloed beskikbaar is, terwyl ander dalk lê en slaap en hulle laat rus op hulle en berus op hulle fisiese vermoëns en dan sit hulle weg wat hulle hande op kan plaas vir die uitdagende tye, anders as hierdie ander ouens wat op hulle lauwere lê en rus. Want hulle moet kan oorleef, Hulle hele populasie moet kan oorleef, hulle kinders moet oorleef, hulle ontneem hulle self die leksheid van overspending, soos wat ons in Engels van praat, en impulsiewe besteding, en hulle forceer hulle om te dink aan die wintermaande. Nou, kyk my maat, jy weet nou eintlik waarheen hierdie gedeelte mos nou eintlik op pad is. Want ek glo, ons het 'n baie goeie voorbeeld in die Egipte Josef verhaal. Julle onthou dit mos nou, die droom het duidelik gekom en kom ek sê dit in muurtaal. Die winter is op pad, Josef en Egipte. Dit gaan uitermate lank en uitdagend wees. God het gesien wat Josef en Farao nie gesien het nie. En God het hom daardeur gewaarsku. Wees wys, met ander woorde, het God gesê wat julle met julle bronne gaan maak, hoe julle julle bates gaan bestuur en gebruik al julle krag en tyd om daarvoor voor te berei. En ons almal weet hoe goed het hierdie mure wysheid vir Egipte uitgewerk. So, watter beter raad soek ek en jy nie vanaand nie? Want hoe lyk jou toekoms? Hoe lyk jou skure? Hoe lyk jou wintermaande wat wag? Niemand van ons weet nie. Jy weet nie hoe lyk die ekonomie in die toekoms nie, jy weet nie hoe lyk jou aftrede nie, maar as dit in jou vermoë is, gaan kyk wat het die muur gedoen, gaan belê vir die wintermaande. Ons moenie kyk wat vorentoe vir ons wag nie, ons moet ook nie vreesagtig wees daarvoor nie, maar ons moet ook nie dom wees nie, ons moet wys wees soos die mure, om te bære, om nie in overspending in te gaan nie, maar wys om te gaan met ons finansies. So, hoe lyk jou bestedingsgewoontes, Want dis die volgende vraag wat jy vir jouself moet vra. Hoe lyk my bestedingsgewoontes in 'n onbekende toekoms wat vir my voorlê? Ek sê weer, ons lewe nie omdat ons vreesagtig is vir 'n toekoms nie, maar jy moet daarna kyk. Verteer jy alles deur sport en stokperdjies wat jou nie versorg nie? Leef jy dalk standaarde wat jou buurman kan beïndruk? As dit in jou vermoë is die aanmaning, wees wys soos die muur. En as jou vermoëns ingeperk is deur verkeerde leefstyle en keuses, stel dit reg man, jou tyd loop uit, die winter kruip nader, of jou winter nou aftrede beteken, en of dit nou miskien iets is wat in die toekoms gaan gebeur met jou werk, of met jou maatskappy, of met wat ook al, die winter is op pad. Op een of ander manier is die winter op pad, en jy moet gereed wees vir jou winter. Geestelik Was ons geestelik, maar soos die muur? Was ons geestelik, maar soos die muur? Jy weet COVID,
het my een ding geleer, soos baie ander uitdagings van die lewe, my maar 'n les geleer het. En uit die optrede van baie mense, wanneer die uitdagings van die lewe ons hart slaan, weet jy wat dan sien ek, dan val ons hart in die gees. Want toe dit goed gegaan het ons geestelike lewens afgeskeep. En toe die dinge plat val rondom ons, toe val ons ook. En ek het gevind dat baie die Here blameer en kwaad is vir die Here en allerhande aantuigings teen God maak en teleurgesteld is in God en dat God hulle gefaal het. Maar wie ek besef dit, toe dit somer was, het hulle die wysheid van die muur het hulle nagelaat. Wees wys soos die muurkind van die Here. Dis somer vandag, alles loop mooi. Belê in jou geestelike lewe, sodat wanneer die lewe hard slaan, dat die lewe jou nie plat slaan nie. Dink mooi daaroor. Dan kom ons en ons praat oor die klipdassie, nie? Vers 26. Die klipdassie is nie 'n magtige volk nie, en tog maak hulle huis in die rots. En soos Psalm 104 sê, die rotse is 'n skuilplek vir die dassie. Die klipdassie is klein, soos wat ons skrif sê, magteloos teen vyande soos die valk en die arend en ander vyande. En hy besef sy eie krag is nie genoeg om sy vyande uit te oorlê nie. En in sy swakheid span hy sy wysheid in en hy maak sy huis en hele lewe in en rondom die rots. Ons het nou gepraat van die muur wat wegbêre en die dassie lê tog vir my 'n bietjie klem op 'n gedagte wat eintlik hiermee saamgaan en wat hande vat met die wegbêre begrip, en dis dat jy jou toekomsbeplanning op versekerde en veilige plekke sal maak waar die elemente nie dit kan beroof nie. Belê jou geld, wat jy ook al beplan om te belê, op goeie plekke. Pas op vir mooi praatjies van mense. En geestelik gesproke, belê jou geestelike lewe in dinge wat nie tot niet gaan nie. Moenie jou geestelike gesondheid bou op veranderlike dinge soos geld en vriende en besittings en gesondheid en al daai tipe dinge nie. Laat die Here jou veilige plek wees. Nou ja, ons kan sekerlik praat in die konteks van hierdie dassie, dat ons 'n fisiese veilige tuiste moet skep vir onsself en ons mense, maar ek gaan gou 'n bietjie dieper grou en 'n bietjie verder gaan. Ek het vir die 2 seuns wat my dogters kom trou het, hier uit my huis uit, en ek het vir my seun ook geleer, soos ek dit aan baie ander paas en ma ook al gesê het. Jy weet, skep vir jou vrou en vir jou kinders 'n veilige plek, my maat. Laat jou huis die veiligste plek wees waar jou vrou en kinders heen kan gaan. Ander plekke mag dalk lekker wees, maar jou huis en jou ouerhuis is die veiligste. Skep so 'n plek. As man en pa moet jy poog om die valk en die arend en al die ander elemente wat jou vrou en kinders bedreig buite te hou. Jy moet 'n veilige tuiste skep. Dis om wys te wees. Salomo het vroeër gesê daar in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Sorg dat jou hart, en terwyl jou kinders met jou is, beskut is teen buite en onedele invloede, want dit waarmee die hart beïnvloed word die fondament waarop jy en jou kind julle lewens bou. Maak seker, jou huis is in die rots. Pas die wysheid van die dassie toe. Dawid sê in Psalm 62 vers 3, hy alleen is my rots en my verlossing, my rotsvesting, ek sal grootliks nie wankel nie. Dis die doel van 'n huis in die rots, en 'n huis op die rots. Dis sodat jou huis nie sal wankel nie, jou kinders se lewens nie sal wankel wanneer hulle by jou huis uitstap eendag nie, en terwyl hulle in jou huis is nie. Alles mag rondom hulle omval en platval, maar hulle bly staan. Jy bly staan, jou vrou bly staan, want hulle het 'n huis wat vasgestaan het en wat veilig was, en hulle was veilig en vas grootgemaak
en was geliefd en was geondersteun in hulle huis. Daarom kan hulle maklik in die wêreld daar buitekant gaan sonder om te val. En jy weet, Dawid sê dit, want hy praat hierso van mense wat op hom aanstorm, wat vloek, wat leuns versprei. En natuurlik om beskik te wees van 'n ou se aardse sukses, laat jy nie jou vertroue daarop sit nie. Alles dinge wat jou bestaan tot 'n mate laat wankel en onstabiel maak, maar hy het besluit om die onwankelbare rots, God, sy woonplek te maak. Hoeveel kere verwys Dawid nie na God wat sy rots en sy veiligste plek is nie? Laat ek vir jou sê, die veiligste huis is die huis wat gebou is op die vrees vir die Here, op die fondasies van God se woord. Want ek vra vir jou vanaand, wys vir my 'n beter en 'n veiliger plek. Ek praat nie van valse huishoudings, man. Daar's baie mense wat hulle self Christene noem, maar hulle werk vrot en sleg met hulle vrouens, hulle hanteer hulle kinders sleg, hulle mishandel hulle kinders, hulle vloek en skree en raas en gee nie vir hulle kinders wat vir hulle geestelik en emosioneel goed is nie, en so ook nie vir hulle vrou nie, en dalk nie vir haar man nie. Ek praat nie van sulke huishoudings nie, maar ek vra vir jou, die veiligste huis, en dit wil ek vir jou sê, die veiligste huis is die huis wat gebou is op die vrees vir die Here, op die fondasie van God se woord, want wys vir my 'n beter en 'n veiliger plek as so 'n huis. Want nie vir niets sê God deur hierdie profeet Jeremia 17 vers 5. Hy sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk. Maar in vers 7 sê hy, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Dis hoekom jou huis op en in die rots moet wees. Dis hoekom jy die wysheid van die dassie moet toepas. Want daarin is die seën van die Here. Maar sê hy, vervloek is die man wat op die mens vertrou, wat op die dinge van hierdie wêreld vertrou en wat vlees sy arm maak. Want onthou, vlees gaan tot niet. Vlees breek. God se vertroue breek nie. God se vertroue gaan nie tot niet nie. Word nie swak nie. Die ekonomie val nie in mekaar nie. Dit wat God ons mee bou en dit wat God in ons belê is van onveranderlike en ewige waarde. Die derde gedagte, wees wys soos die springkaan, vers 27, die springkane het geen koning nie, en tog trek die hele swerm in goeie orde uit. Die springkaan, ja, ons ken hulle mannekrag nie, as hulle saam staan. Ek weet nie van jou nie, ek het in die Noord-Kaap groot geword, en ek het 'n paar keer het ek springkaan pla, het ek beleef, en ek dink reg oor die land was daar maar seker tye wat julle dit ook beleef het. Miskien is jy jonk, miskien was jy nie in so 'n area nie, maar laat ek vir jou sê, hy mag dalk nie 'n koning hê nie, en hy mag dalk baie eenvoudig wees, maar kom ek sê vir jou, hulle het mannekrag as hulle saam staan. Individueel word hulle gemaklik onder 'n ou se voet doodgetrap, soos wat ek en my broer en susters en neefs en ons klomp vriende by die skool, as hulle so oorgetrek het daar by ons skool, kyk my ma, dan trap ons vir hulle, ons maak vir hulle dood, want ek was in 'n boere dorp, ons weet wat springkane kan doen, en ons hulle doodgetrap. Maar Salomo sê, so gering soos jy hom mag ag, kan jy een ding van 'n springkaan sê, sonder leierskap, sonder leiding, sonder aanvoerders, sonder aanhitsers, sonder politieke partye, beweeg hulle in gelid eenstemmig na hulle einddoel toe. Ek wil vir jou sê, hulle gaan vorentoe, en hulle beweeg in swerms van biljoene. As jy dit nog nie gesien het, jy gaan Google dit 'n bietjie, man. Ek het dit persoonlik paar keer gesien. Dit is iets om te aanskou. Nou het ek 'n bietjie gaan lees. Hulle sê springkane lê maklik 80 km per dag af. En hulle vreet gerieflik 40 ton se kos op. Kan jy dit glo? Dink vir 'n oomblik as daai knape, as daai weermag oor 'n boer se land trek. Jy weet, die Bybel praat van kaalvreters. Dis presies wat hulle is. As daai knape op jou land neersak, vreet hulle kaal. Jy weet, ons het iets te leer, man. Hulle het wysheid deur organisasie. Hulle kan organiseer en hulle doen dit nie een nie.
Hulle doen dit in groepe. Ek weet nou nie wie dit gesê nie, maar iemand het mos eendag gesê, die mens is nie 'n eiland nie. Die mens moet versigtig wees om alleen te loop. Onthou, ek gee vir jou my gedagtes vanaand. Ek weet nie wat die verklarings alles sê van, jy weet, die Bybel konkordansies of wat ook al sê nou van hierdie nie. Ek deel maar met jou 'n paar gedagtes, man. As ek en jy mos die Bybel lees, dan lees ons mos die Bybel. So dis maklik om 'n man om te stoot as hy alleen loop, maar as hy deel van 'n organisasie is hy deel van 'n wenspan. Nou verstaan wat ek bedoel met 'n organisasie. Dis nie die gedagte om nie alleen te loop nie. Salomo sê daar in Prediker 4 vers 9 tot 12, julle ken hom, 2 is beter as 1. Hoekom? Hoekom is 2 beter as 1? Hoekom? Want jy kan val. Dis koud daar buite en jy kan aangeval word en bewaar jou siel as jy alleen staan. En dan maak hy die wysheid klaar deur te sê, 2 bied teenstand en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Met hierdie gedagte stuur Jesus se disippels en die aangestelde 70 2-2 uit. Maak nie saak hoe klein Gideon se weermag was nie, hy het nie alleen uitgegaan nie. Die Handelinge Kerk se krag het nie net voortbestaan as gevolg van hulle geestelike stand nie, maar ook in hulle samehorigheid. Saam het hulle alles gedoen. Die springkaan en die lewe waarin ons is, wys ons dat mense, gesinne en kerke en besighede die gevaar van groot verlies in die oë staar omdat hulle nie kan organiseer nie, omdat hulle nie kan saamwerk nie, omdat hulle alleen wil loop. Ons moet hierdie wysheid moet ons nou luister. Die springkaan se drywing en hierdie is 'n ander ding, lê in sy binnekant. Ons het die Heilige Gees. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons voetstappe rig. Israel was innerlik gerig deur hulle God, maar hulle het wantroue geword in God se vermoë om deur hulle te regeer en hulle het 'n koning vir hulle self gaan soek. Hulle wou aan hulle koning vat. Maak nie dieselfde fout nie. Lê en laat jou rig deur God se Heilige Gees. Deur die woord moet jy jou laat rig en onder andere deur hierdie brokkie wysheid van Salomo. Kom ek sê vir jou vanaand, Heilige Gees sal jou leer, Heilige Gees sal jou lei, want dit was Jesus se belofte rondom Heilige Gees. Ons laaste wysheidsbeginsel kom vanaand van die geitjie af, die geitjie, vers 28, die geitjie kan jy met die hande gryp en tog is hy in die koning se paleise. Die geitjie is nou een van daardie goed, daardie diertjies wat ou baie maklik laat grill. Hy is lelik en hy is skimagtig, maar hy is tog, glo ek, in almal se huise en in 'n mindere of 'n meerdere mate in almal se huise. Hier by ons op die plaas is hulle volop. Ons huis is oortrek van hierdie knape se teenwoordigheid en mis natuurlik oral. Hulle mis, jy verstaan. Maar hulle is voordelig ook, want hulle hanteer anderlike ongewenste insekte. So ons is alright met hulle. Nou Salomo sê, en hulle is ook 'n brokkie wysheid. Hulle was self, jy weet, Salomo, hy was self 'n koning, en natuurlik was daar beperkte toegang mos tot sy woning, die paleis, en sy raadsale en sy troon. En tog het hy gemerk, almal het beperkte toegang, behalwe die geitjie. Hy het vrypas om te kom en te gaan soos wat hy wil. Hy het toegang tot die duurste linne, die duurste eetgerei en die huismeubels. Hy is 'n gas tussen al die hooggeplaases van die koning. Hy is 'n luisteraar van die belangrikste gesprekke en besluite en op sy ore val baie wyshede voordat dit die pen en papier toe gaan. Sonder om te vra is hy daagliks in die koning se teenwoordigheid en in sy stilligheid en onopmerkbaarheid, hoor en sien en beleef hy wat niemand anders die voorreg van het nie. Alhoewel hy pas in die holte van 'n ou se hand en as niks werklik gereken word nie, is hy wys om te wees op uitgesoekte, gesogte plekke. Jy weet, God se rigters, profete en dienaars is soms nie die mees aanskoulike en talentvolste individue nie, maar het ek gevind hoe bevoorreg is God se kinders om te deel aan sy kennis en verlossing. Dat ons so bevoorreg kan wees om na die troon van die koning van die konings te gaan met vrymoedigheid. Jesus vat vissersmanne, noem hulle kindertjies. So nederig en afhanklik en eenvoudig was hulle soos die geitjie. En tog het God die kennis van die koninkryk van God aan hulle bekend gemaak. Dit het tot hulle ore gekom, voordat ander dit sou hoor. So bevoorreg is ons as God se kinders. Maak nie saak wat se eenvoud jy beleef nie. Om wysheid aan die dag te kan lê deur te besef, al is ek 'n erdekruik, 'n geitjie, dat ek bruikbaar gemaak is deur God, deur sy Heilige Gees in ons. 1 Korintiërs 4 vers 1 sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God.
Jy's 'n geitjie, maar jy's met die verborgenhede van God, is jy geseën. En 1 Korintiërs 2 vers 10, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hy sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Jy's geitjie, jy's eenvoud, maar so kosbaar vir die Here, dat die Here hierdie kosbaarhede deur sy Gees aan jou openbaar. Kan die geitjie dalk sommer vanaand ook vir ons sê, nee, jy kan kies wie jou geselskap is. Jy kan in baie huise en baie invloede tot jou lewe hê, maar kies jou geselskappe reg. Dis daardie geselskappe wat jou help om jou lewe in te rig. Hierdie geselskap is die Heilige Gees, hierdie geselskap is God se woord, maar hierdie geselskap is ook wyses en raadgewers, nee. So ek het nie nodig om vir jou te sê nie, maar die geitjie in sy koning se teenwoordigheid, is hy veilig, is hy versorg, hoeveel te meer nie God se kinders nie. Blessings, kind van die Here, het was lekker om vanaand met jou te gesels, mag die Here jou seën, mag jy die guns van die Here ervaar, in sy teenwoordigheid, tot ons volgende week, selfde tyd, selfde plek, weer rondom God se woord kan kuier. Lekker aand.